Reg mense, welkom terug hier by die kanaal de Rugby Guru en in hierdie video gaan kyk ons na die voorskou van die wedstryd tussen Ulster en die Stormers vanaand natuurlik om 8:45 SA tyd en die Stormers het hierdie week na Belfast gereis vir een van die mees veel eisendste toetse in die Verenigde Rugby Kampioenskap, 'n wedstryd teen Ulster wat vir albei spanne enorme implikasies inhou. Die Stormers sit bo aan die punteleer na 16 rondes met 56 punte en 12 oorwinnings, maar hulle weet baie goed dat 'n enkele swak toeresultaat hierdie hele momentum van hulle seisoen kan verander. Ulster wat 8ste is met 47 punte speel tans vir oorlewing in die top 8 en dit kan nie bekostig om tuis te verloor nie. Natuurlik Connacht wat in hulle nekke blaas. So hierdie wedstryd dra dis 'n dubbele laag druk. Die Stormers speel vir 'n tuis kwart eindstryd en om hulle posisie as die voorste span te beskerm, terwyl Ulster speel om hulle seisoen lewendig te hou. Voeg daarby die feit dat die wedstryd in Belfast plaasvind, 'n plek waar min spanne maklik wen en jy kry 'n wedstryd wat perfek gebou is vir hierdie Verenigde Rugby Kampioenskappe. Nou wanneer 'n mens die statistieke ontleed, begin die prentjie 'n bietjie duideliker vorm vind. Die Stormers het 'n massiewe voordeel in die vaste fasette. Hulle skram teen 92% sukses, terwyl Ulster op 88% sit, maar die groot verskil lê in die skram strafskoppe. Die Stormers het al 56 skram strafskoppe gewen teenoor net die 11 van Ulster. So ons het gesien gedurende die seisoen hoe die Stormers se pak voorspelers die opponente vermorsel het en dis iets wat Ulster tot dusver nie regtig kon gedoen het nie. So die Stormers wat definitief die voordeel daar het en dit is natuurlik 'n astronomiese gaping en wys dat die Stormers nie net stabiliteit het nie, maar ook die druk kan toepas. Dan in die lynstaande is die Stormers ook beter met 92% sukses teenoor Ulster se 87% en die Stormers wat ook natuurlik meer balle gesteel het in die lynstaan. So dit beteken dat die Stormers hierdie wedstryd kan beheer vanaf die fondament, iets wat Ulster nie noodsaaklik kan doen op hierdie stadium nie. So takties het die Stormers ook die voordeel, hulle skop meer, hulle skop verder en hulle behou meer van hulle skoppe. Ouens soos Willemse en Gomez-Zulu en geland vorm 'n driehoek wat veldposisie kan manipuleer op 'n manier wat Ulster se jong 19 kombinasie onder druk kan plaas. Maar Ulster is natuurlik nie sonder wapens nie. Hulle is gevaarlik met bal in hand. Hulle het meer skoon breekslae, meer verdedigers se klop en het ook 'n beter duikslag sukses as die Stormers. Dit beteken dat die Stormers moet baie skerp wees in hulle eerste verdediging, want Ulster straf onmiddellik as jy nie daardie eerste duikslag maak nie. Die Stormers is wel meer klinies, minder meters gemaak, minder breekslae, maar hulle het meer punte as Ulster aangeteken hierdie seisoen. So dit wys daarom dat die Stormers is 'n span wat weet hoe om hulle geleenthede af te rond. Ulster se span het 'n hele paar spelers wat die Stormers regtig moet dophou, want hulle kan die hele wedstryd se momentum swaai. Heel voor begin dit by Angus Bell, is dit wat nie soos 'n tradisionele nommer 1 speel nie. Hy hou daarvan om los te speel, hardlooplyne soos 'n senter en hy is gevaarlik wanneer hy by die breër kanale opduik. Ons het gesien hoe maklik kan hy deur die gapings hardloop en ons weet hy's ook oral op die veld, maar dit belemmer ook soms sy skramwerk. So dis dalk 'n plek waar die Stormers dalk sal wil uitbyt, maar hou vir Angus Bell dop, hy is definitief 'n gevaar. Hy bring 'n dinamiek by die Stormers se verdediging kan toets, veral as hy teen die kleiner spelers afkom. Dan is daar natuurlik ook Tom O'Toole, die vaskopstit wat onlangs vir Ierland gespeel het en hy is bekend vir sy krag in die skram. Hy is nie net 'n anker nie, hy is ook 'n wapen vir daardie span. So as dinge gaan begin skeefloop daar in die skram, Tom O'Toole en Angus Bell, beide internasionale stitte. So ouens soos Ntuka Nkunu en Sazi Zandi gaan hulle storie moet ken daarso in die skrams veral. Dan agter hulle sit daar natuurlik 'n ou soos Jarno Augustus en hy's waarskynlik die grootste fisieke bedreiging vir die Stormers. Hy dra die bal met intensiteit, hy breek deur duikslae, hy's konsekwent oor die voordeellyn en hy verdedig ook baie goed. Hy's jou tipiese agste man wat jou momentum steel as jy nie daardie eerste kontak wen nie. Die Stormers ken hom baie goed want hy kom uit die Stormers
se geleedere uit, maar hy het ook gegroei natuurlik in hierdie Ulster se stelsel en voorheen by Northampton gewees en hy's nou slimmer, meer gedissiplineerd en definitief meer invloedrykbaar. Iets wat Rassie se oog gevang het en hom ook deel gemaak het van die oefengroep. So die was vir daai besering nie. So hy definitief dalk nou al 'n bok gewees het. Dan het jy natuurlik ook daar vir Werner Kok, 'n speler wat letterlik oral op die veld opduik. Hy is lief vir die fisieke kontak. Hy gaan soek daardie collisions wat hom 'n uitstekende speler maak. Hy jaag alles en hy's oral op die veld. Hy's die tipe vleuel wat of 'n stommer kopseer kan wees of iemand wat Sasha Ngomezulu en Damian Willemse kan uitposisioneer as hulle hom slim manipuleer met skopwerk en lynverandering. So Kok speel met hart, hy speel met gas en hy speel met energie. En as jy hom nie reg bestuur nie, dan kan hy die wedstryd se tempo definitief bepaal. So dit gaan afhang van Sasha en Willemse en geland om te kyk wanneer hy uit posisie is om die beste daarvan te maak. En dan natuurlik daar agter in die veld het hulle ook vir Michael Lowry, een van die mees vlugvoetigste 15s in die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Hy is klein, maar hy's vinnig en hy het 'n skerp systap en hy kan die verdedigers laat miskyk in 'n halwe meter se spasie. So hy hou ook daarvan om van diepte hardloop en as die Stormers se skopdekking nie perfek is nie, gaan hy gate vind wat daar nie is nie. Dan het hulle natuurlik ook vir Nathan Doak, die jong skramskakel wat onlangs sy debuut vir Ierland gemaak het. Hy's kalm, hy's tegnies skerp en hy het 'n baie goeie taktiese skop. Hy bestuur die spel, hy lees die veld goed en hy hou die verdediger eerlik daar om die losskram. Sy kombinasie met Jack Murphy natuurlik is jonk, maar gevaarlik want hulle speel met vryheid en baie selfvertroue. So dis die gevaarmanne van Ulster. As jy gaan kyk daar aan die Stormers se kant, is daar egter 'n paar groot vrae wat hierdie wedstryd se dinamiek kan beïnvloed. Die span word natuurlik gelei deur Dion Fourie. Uit die laaste paar wedstryde, die onlangste afsterwe van hulle spanbestuurder, nog nie sy spelpyl herwin nie. Natuurlik Roan Nel wat nie beskikbaar is vir hierdie wedstryd nie, wat natuurlik 'n massiewe terugslag is want Roan Nel is die struktuur van die middelveld. So dit gaan ekstra druk plaas op Dan du Plessis wat nog nie heeltemal sy beste vorm teruggevind het nie. Ons almal weet hy's 'n briljante speler wanneer hy ritme het, maar hy het nog nie regtig herstel van sy besering af nie en nog nie kans gehad om sy stempel af te druk nie. En nou moet hy nog teen 'n fisieke Ulster middelveld ook opstaan sonder sy gewone kombinasiemaat. So dit gaan moeilik gaan. Dan die Stormers het ook natuurlik 'n groot stuk ervaring verloor met Kobus Reinagh se besering. Reinagh bring gewoonlik die kalmte, die spoed en die spelbestuur wat die Stormers nodig het. En in sy afwesigheid beteken dit dat die jong iemand kan hierdie wedstryd begin. Nou kan is talentvol, maar hy's onervare en Stefan Ungerer het ook nog nie regtig die wêreld aan die brand gespeel nie. So iemand kan se besluitneming onder druk gaan 'n kritieke faktor wees vir hierdie Stormers span. Dan is daar ook natuurlik verdere vraag rondom Warwick Geland se vorm. Hy's een van die mees talentvolste 15s in die land, maar hierdie hele seisoen het hy gesukkel om konsekwent te wees, sy skopwerk, sy posisiering en sy selfvertroue wat nie altyd 100% was hierdie seisoen nie. En dan kom ons natuurlik nog uit by Sasha Ngomezulu. Hy is die willekaart. 2 weke terug was hy briljant, hy was vol flair en hy was in beheer van die sake. Maar ons het ook gesien hy onder druk kan ontplof wanneer die wedstryd teen hulle draai. So die Stormers het die beste van Sasha nodig want hy is die sleutel tot hulle taktiese skopwerk en hulle aanvalsvloei. So ons hoop dat Sasha dieselfde vorm kan toon wat hy gewys het 2 weke terug. Dan daar op die bank bring self nog 'n bietjie vrae. Paul de Villiers is 'n ongelooflike speler by die afbreekpunte. Hy het dit al gewys, hy kan 'n wedstryd verander, maar hy's dikwels meer waardevol as hy begin, eerder as wanneer hy van die bank afkom. So die vraag is dus, gaan hy genoeg tyd kry om die impak te maak, of gaan sy rol te laat in die wedstryd kom? Hy's 'n fantastiese beginflank en 'n leier wat hierdie Stormerspan kon gelei het, maar hulle het verkies om vir Dion Fourie te begin, en ek sou dalk net die twee omgeswaai het. Nou,
Ja, al hierdie elemente maak die wedstryd ongelooflik fascinerend. Die Stormers het die strukturele voordeel, beter scrums, beter lynstane, beter taktiese skopwerk en meer kliniese afronding, maar Ulster het die individuele bedreigings, ouens soos Jano Augustus, Werner Kok, Michael Lowry, Angus Bell, Tom O'Toole en Nathan Doak, spelers wat die wedstryd kan oopbreek as hulle momentum kry. So die Stormers het die talent om te wen, maar hulle gaan dit moet doen sonder hul kaptein, sonder hul eerste keuse buitesenter met 'n onervare 9 en met sleutelspelers wat nog nie hulle beste vorm bereik het nie. En natuurlik Belfast is 'n baie moeilike plek om te wen, maar as die Stormers hulle fasette domineer, hulle skopwerk slim gebruik en hulle X-faktor benut, kan hulle hierdie wedstryd wen, nie met 'n groot telling nie, maar ek skat so met so tussen 5 en 8 punte, maar dit gaan nie maklik wees nie, dit gaan ook nie mooi wees nie, maar ek dink hulle gaan wen en wys hoekom hulle bo aan die punte leer tans is. So ja, dit is my voorspelling mense. Laat weet my daar in die klets wat julle dink, wie dink julle gaan wen en dan groet ek eers van my kant af tot later toe met die wedstryd. Totsiens van my kant af.